Ja, nou is dit tyd om op hoogte te kom van wat rondom jou aangaan, soos Pierre sê, en te danke aan Doreen Loubser van Algoa FM, daar van die baai se kant af, gaan ons bietjie die winde van veranderinge en nuus daar van die koue front klink dit my, se kant af hoor. Doreen, 'n koue front hierdie tyd van die jaar, kry jy koud? Ek sit hier met die lugverkoeler aan. Hulle noem dit menopause. So jy moet nie vir my enigiets vra van die weer nie, hoor. 'n Menopause laat enige koue front pause, nê? Nee. Ag lekker, maar jy lyk pragtig vir iemand met menopause, hoor. Hoorie, so vertel vir ons die Kraddock 4 verrigtinge wat voortgaan sonder Eugene de Kok. Ja, Eugene de Kok moes vandag getuig het in die Quebec Hoërhof, maar sy regsteenwoordiger het gister gesê dat de Kok ly aan hartversaking en is in die hospitaal opgeneem. En hy weet nie of de Kok beskikbaar sal wees vir minstens 2 tot 4 weke nie. Dit hang natuurlik af of sy toestand sou versleg. En die IDM-leier Bantu Holomisa het gister die getuiebank ingeneem en hy sal dus nou vandag sy ondersoek voortsit. Dit is nou die derde geregtelike ondersoek na die dood van die Kraddock 4. So Eugene de Kok se getuies was baie belangrik geweest vir hierdie verrigtinge en sy regsverteenwoordiger het gesê hy sou net getuig het oor dit wat hy gesê het in die Waarheids- en Versoeningskommissie. Sjoe. Ja, mense hoop maar uiteindelik sal die waarheid kan uitkom. Deesdae is daar soveel goeters wat maak dat die hofverrigtinge gestaak word of nie dadelik kan aangaan nie. So mense hoop daar sal waarheid uiteindelik kan seëvier. Dan die 3 veiligheidswagte in die hospitaal na die studente-onluste by die Universiteit van die Vrystaat. Ja, die onlus het reeds verlede week uitgebreek op 3 kampusse van die Universiteit van die Vrystaat. Verlede week is 9 studente in hegtenis geneem in Bloemfontein en toe nou die naweek is 6 in hegtenis geneem na drama by die kampus op Kwakwa waar studente glo petrolbomme gehad het, geboue aan die brand gesteek het en wagte beseer het. So alles hier gaan oor die universiteit se nuwe registrasie planne en basies kan jy nie meer voor die tyd registreer in 2026 nie. Maar die idee hierso is, die universiteit wil hê, as jy registreer, moet jy jou fondse kan betaal. En hulle sê die universiteit sit met studenteskuld van 1 miljard rand. En hulle sê hierdie verandering gaan slegs 6% van die studente raak. Maar op hierdie stadium is al die klasse nou aanlyn. En studente is gevra om die kampus te verlaat. Ek sien hulle sê die Kwakwa kampus, die Suidkampus en die Bloem kampus is nou toegesluit amptelik toe. Mens dink vroeër in die maand in Alice by Fort Heer was daar ook protesaksies. Dit is maar 'n tendens dat universiteite 'n fokuspunt van frustrasie raak. Daar is wel iemand, Tebogo Letsi, komitee voorsitter, het gesê die tonele van geweld teen studente wat plaasgevind het by die Universiteit van Vrystaat, en ek haal aan, is barbaars en onaanvaarbaar. Ek dink as 'n mens 'n petrolbom na sekuriteitswagte toe gooi, dan is dit dalk nie net die sekuriteitswagte se skuld dat hierdie ding gebeur nie, maar die fokus op universiteite spesifiek is dit kom by gewelddadige protes. Hier sê ek gaan net 6% van die naraming, 6% van die studente geraak word wat nie vooraf betaal voor hulle registreer nie. En daar is, volgens die universiteit, is daar ook geleentheid waar aansoeke vir beurse vroeër oopgemaak het, maar as nog steeds protesaksies. Dit is baie frustrerend dat studente hulle self wend tot 'n afbrandery en geweld en dit frustreer mense nogal. Ja, en soos jy noem wat by Universiteit Fort Heer gebeur het in die Oos-Kaap, hoewel dit na bewering te doen het met baie ander dinge waarby korrupsie betrokke is en hulle reken daar was beheer van buite die studenteraad wat brande gestig het by die Universiteit Fort Heer. Maar ek voel altyd jammer vir die studente wat wil studeer, wil gradueer, wil klaarmaak en wil aangaan met akademiese aktiwiteite. Ja. En as jy wil protes aanteken, doen dit gerus, maar doen dit in vrede. Jy weet, Suid-Afrika was altyd bekend daarvoor dat ons stem kan dik maak sonder om mense seer te maak, maar dit het in sommige gevalle 'n bietjie hand uitgeruk. En dan
Die gesondheidshoof in Gauteng word geskort uiteindelik na jare se ondersoeke en Panjasa Lesufi sê was daar 'n foutjie, hy het dit nooit geweet nie. Ons moet nou kyk wat sê die SCI. Vertel ons asseblief van die situasie. Ons weet nou van, ek noemde die Tembisa tenderbom wat ontplof het oor al die geld, meer as 2 miljard rand wat gesteel is van die hospitaal. En Panjasa Lesufi het nou vir Lesiba Malotana geskort, hangende die ondersoek van die spesiale ondersoekeenheid. Maar die Demokratiese Alliansie, soos jy nou sê, daar is alreeds vir jare 'n vraagteken rondom Malotana en sy die feit dat hy die pos gekry het. Die DA het al lankal selfs sy kwalifikasies bevraagteken en hulle beweer dat Lesufi hom beskerm en dat die enigste rede hoekom Lesufi hom nou geskort het was beeldpoetsery. Absoluut. Hulle sê volgens die DA sê hulle Panjasa Lesufi doen nou iets om vir die publiek goed te lyk, terwyl hy al 2 jaar gelede geweet het van die situasie volgens hulle en iets moes gedoen het. Hulle sê hier op 'n stadium, dis die DA het vir Panjasa Lesufi gevra, hoekom doen hy niks nie? Toe sê hy in 'n vergadering, hy is verantwoordbaar aan die ANC, nie aan die DA nie. Terwyl 'n ingestemde aanstelling veronderstel is om ons maar aan die publiek verantwoordelik te doen. Net so, veral as dit kom by gesondheidsorg aan brose mense. Ja. Joe, warm onder die kraag en dit is nie menopause nie. Dan die busramp in Louis Trichardt, die ondersoeke het bevind dat daar baie meer mense in die bus was as wat die kapasiteit veronderstel is om toe te laat. Dis reg, wat 'n tragiese ongeluk, en die bus het vertrek van Kobega af op pad na Zimbabwe. Daar was baie Malawiërs. Nou, daar is net plek op die bus vir 61 mense en dit sluit in die bestuurder en sy medebestuurder, en daar was 30 ekstra passasiers op hierdie bus. Mense het op die grond gesit en ooggetuies het nou vertel dat hulle verskeie kere gestop is deur owerhede waar hulle toegelaat is om aan te hou bestuur, waar ander gesê het kort voor die ongeluk het die busbestuurder uitgeswenk vir 'n voertuig om 'n botsing te voorkom. So, die minister van vervoer, Barbara Creecy, sê dit gaan deel vorm van die ondersoek, want wat nou belangrik is om die liggame uit te ken en dan met die repatriasie te begin. Maar hierdie tipe van ongeluk is onaanvaarbaar, veral as iemand hulle toegelaat het om verder te bestuur. En ek dink as daardie verkeersbeampte nou moet kyk, dis die bus wat ek afgetrek het en ek het gesê hulle kan aanhou bestuur en nou is 42 mense oorlede. Ja. Ek dink as mense net in Gauteng waar hierdie Trans-Afrika busse deurry op die N1. As jy net kyk hoe die plaaslike metropolisie spesifiek hierdie busse teiken en agter hulle aanjaag in die verkeer en hulle aftrek een na die ander weer en weer en weer, dan is dit haas ondenkbaar om te dink dat hierdie bus nie alreeds 'n paar keer afgetrek is. En daar is 'n sittenis van die bus wat sê die bus is al 'n paar keer deur die polisie afgetrek en deur verkeersbeamptes. En ons almal het 'n idee hoekom 'n oorlaaide bus soos hierdie aangehou ry het. Ons almal het so 'n bietjie van 'n vermoede waarom dit gebeur. Barbara Creecy moet dalk bietjie dieper hand in boesem steek en begin kyk na hoe die paaie gepolisieer word in die land, want dit is baie oulik om hierdie dinge te sê, maar daar waar die tek hierdie teer tref, is dit 'n ander storie. Ja, en dit is so jammer hierdie die insittendes en die wat oorlede is of die wat in die hospitaal is baie brose mense van die samelewing wat al klaar bitter min het, wat by hulle families probeer uitkom in Zimbabwe en Malawi. En dis nogals roerend daai een foto van die premier van Limpopo, Ramathuba, wat daar die kinderpasiëntjie besoek in die Siloam Hospitaal. Dit is so erg hoe die mense aan die onderkant van die samelewing, die ergste aan die pen ry partykeer. Maar wat vir my baie hartseer is daar is mense wat nog nie weet of hulle geliefdes op daardie bus was nie, wat steeds wag vir nuus of enige inligting oor hulle geliefdes. En julle sal onthou, oor Paasnaweek was daar ook daai verskriklike ongeluk waar daar meer as 40 mense dood is wat op pad was Botswana toe. En ons is 2 maande weg van die feesseisoen af. Ons kan nie nou hierdie tipe van ongelukke hê so voor die feestyd nie. Dit is onaanvaarbaar. Absoluut. En dan,
By God's Window in Mpumalanga, 'n baie gewilde uitkykpunt en toeriste aantreklikheid, was daar 'n besondere donderstorm gewees. Ja, party mense noem dit 'n elektriese storm, maar die weervoorspellers sê dit is eintlik maar dieselfde tipe verskynsel. Ek self was nog nooit by God's Window nie, maar na die storie sal ek dit bitter graag wil gaan sien. Maar 25 voertuie het onklaar geraak. Bande het gebars van voertuie na hierdie weerlig en mense sê hulle het flou geval. Hulle het vertel dat hulle bene letterlik onder hulle uitgegee het en die volgende oomblik het hulle net op die grond gelê. So dit moes regtig vreesaanjaend gewees het. Ek weet, ek het 'n paar jaar terug, het ek 'n hond sien flauval met weerlig. En ons het verskriklik gelag daaroor, maar ek dink in hierdie geval moes dit vreesaanjaend gewees het. Absoluut. God's Window is natuurlik 'n baie hoë punt en daarom is dit 'n ideale plek vir weerlig om raak te slaan. Interessant, een van die voertuie het in die brand geraak, sê hulle. Is waarskynlik 'n voertuig wat raak geslaan is, seker maar. En baie van die ander voertuie elektries is hulle heeltemal daarmee heen, so hulle moes almal weggesleep word. 'n Hoë punt waar die weerlig nog, hoe sê hulle, nie die hoogste bome nie, die hoogste pieke van die meeste weerlig. Ja, want hy staan teen die plateaurand van die noordelike Drakensberge. Dan gepraat van hoogtes en dalk hoë vleiende dinge. Daar was uilmoles by Coca-Cola. Ja, organisasie wat hulle beywer vir die beskerming van uile het uitgevaar teen Coca-Cola se aanleg in Midrand. Hulle sê daar was 'n uil gewees en mense is geroep om die uil te verwyder. Die dame sê toe dis dringend want Coca-Cola het glo al hulle masjiene afgeskakel en natuurlik ons weet geld en tyd. Coca-Cola het na bewering baie geld verloor in hierdie proses om te wag vir die uil om verwyder te word. Maar die dame het nie ondervinding gehad met uile nie en toe die Owl Rescue mense geskakel, maar teen die tyd wat hulle daar aankom, het hulle reeds die uil doodgemaak. En hulle sê, dit is nie die eerste keer wat Coca-Cola dit doen nie. Hulle het seker al 3 of 4 keer koppe gestamp met Coca-Cola oor uile, en hulle sê hierdie diere moet beskerm word. So ja, die diereliefhebbers en die diereaktiviste is baie ontsteld hieroor en het gesê hulle gaan 'n Coca-Cola boikot. Ja, daar is 'n enorme veldtogte op sosiale media teen Coca-Cola op hierdie stadium, maar ek dink een van die vorige gevalle was in die Hercules aanleg gewees, waar Coca-Cola ook 'n uil moes verwyder, uiteindelik verwyder het en na 'n rehabilitasiesentrum toe gestuur het, maar nooit betaal het vir die rehabilitasie. Soos hulle gesê het, hulle sou nie. Hulle het hom 'n naam gegee, hulle het hom op sosiale media gesit en hulle het 'n groot baai daarvan gemaak. Hulle het nooit betaal vir die rehabilitasie van die dier nie. 'n kompeterende koeldrankmaatskappy, Kingsley as ek nie mis dit nie, het toe op die ou ende betaal vir die rehabilitasie van die uil. So baie mense warm onder die kraag oor Coca-Cola wat die uil laat doodmaak het eerder as om te verwyder. Haai man, wat 'n skade kan 'n uil nou aan jou doen? Dis reg, daar's mense wat nou sê, maar nou moet jy dink, hoekom is die uil daar? Daar is baie dinge daar wat 'n mens nou moet kyk, maar 'n hartseer storie vir enige uilliefhebber. Soos ek. Ja, maar ek moet ook sê dat die ekologie van plekke soos 'n aanleg waar hulle koeldrank in die bottels insit, daardie uile vang ook rotte. En dit is belangrik. So duidelik het die maatskappy dalk nie 'n ekologieprogram in plek om hierdie tipe van dinge aan te spreek nie. Ja nee, bel net van die begin af die regte mense en maak seker jou prosesse is in plek. Kom ons praat vinnig oor domfone, weens 'n klomp Gen Z'ers wat moeg was vir slimfone. Ja, Gen Z, hulle sê hulle besef en erken hulle spandeer heeltemal te veel tyd op hulle selfone en hulle hou nou van die idee van die fone wat ons gehad het, die domfone, toe ons nog slim was. So wat hulle doen is hulle bou ietsie teen die muur om tipe van hulle selfone op die muur te kan neersit, soos in die ou tyd, daai ou fone wat teen die muur was met die lang koorde. En hulle vind dit baie beter vir hulle geestesgesondheid om hulle fone weg van hulle af te hê. Maar ek wil net sê, hoewel die fone dom was, het ek al my maatjies, my ouma en my oupa, my oom en my tannie en almal se telefoonnommers uit my kop uitgeken. Ja. Onthou jy daai Ja, tyd jy het wat so jy nog geantwoord. onthou het? Suan Miller, 2948765 Potchefstroom, goeiemôre. Teen daai tyd het die Gen Z'ers al neergesit. Ja. Nee? Ag nee. Of angstig geraak omdat jy jou naam en jou nommer uitgee. Ja. 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 Nee, hulle het al jou identiteitsvoordele geweet
voordat hulle nog met jou hoef te gepraat het. Baie dankie Dorien Loubser van Algoa FM. Dit was lekker met jou te gesels.